Goeiemôre aan almal. Ek hoor weer die woorde welkom. Klink so 'n bietjie vreemd by 'n roudiens, maar ons wil tog hê julle moet welkom wees hier by ons kerk. Ons is baie passievol daaroor om mense by te staan in hulle tyd van nood, veral wanneer hulle iemand aan die dood afgestaan het. En ons wil hê dat mense hier by ons moet tuis voel, al is dit net vir daai tydjie hier in die diens om troos te hoor uit die woord van die Here, om tuis te voel wanneer ons saam iets eet en drink. En een van die belangrikste dinge as ons iets eet en drink, is om ons herinneringe aan Chris bietjie met mekaar te deel. So ons wil julle graag hier ontvang vandag as mense wat seer het en vir wie ons iets van die troos van die Here wil oordra. Ek begin ons diens met 'n kort inleiding in liefdevolle herinnering aan Chris Kroukamp, volle naam Teunis Christoffel Kroukamp, gebore op die 19de Februarie 1957, oorlede op die 4de April 2025. Die begrafnisbrief wat die familie gekies het, die almagtige God het nog 'n ster gesoek om in die hemel te skyn. Hy het ons dierbare eggenoot, vader en oupa, Chris Kroukamp, gekies vir sy hemelryk in die ouderdom van 68 jaar en 1 maand. Ons weet dat hy nou veilig rus in Jesus se arms. Hy sal altyd met liefde onthou word deur almal wat hom geken het. 'n Man van min woorde, hardwerkend en met 'n hart vol liefde. Sy toewyding aan sy vrou, sy kinders en kleinkinders was duidelik in alles wat hy gedoen het. Geliefdes, dan die volgende gebeure in ons diens. Ek wil al die persoonlike goedjies heel eerste doen. So daar gaan die volgende gebeur. Heel eerste gaan Monique vorentoe kom en sy gaan namens die familie 'n paar bedankings doen. Direk daarna sal Michelle vorentoe kom en sy sal 'n huldeblyk doen. In Engels is dit 'n eulogy. En dan, nadat Michelle gepraat het, gaan ek 'n kort geleentheid gee, indien daar enige iemand hier is wat wil vorentoe kom en 'n paar woorde oor Chris wil sê. Ons is uit die aard van die saak geweldig baie mense en dit moet kort wees, maar as iemand op hulle hart voel hulle wil iets sê, is hulle welkom. After Michelle did the eulogy, there will be an opportunity, an open invitation for anyone who's here who feels that they would like to say a few words. Obviously, because we are many people, it will have to be short, but you're welcome. Excuse me, if you want to come forward and say something about Chris. Dan direk na die huldeblyke. Maak ons nie weer 'n aankondiging nie, maar dan is daar in goeie Afrikaans 'n slideshow, waar ons na 'n paar foto's gaan kyk van Chris en die familie. En ek weet hierdie foto's maak mens baie hartseer, maar dit laat mens ook dink aan goeie tye. Partykeer van die beste tye. Daarna sal ek voortgaan met die diens. So ek herhaal, heel eerste Monique die bedankings, Michelle die huldeblyk eulogy, uitnodiging vir nog huldeblyke en dan die slideshow. Morning, everybody. On behalf of the family, we would like to extend our sincere gratitude to everyone who supported us during this difficult time. A special thank you go to Jacques and Jenny from AVBOB for your assistance, guidance, and patience from our very first meeting right through to today. Your support with all the arrangements has meant so much to us. To NitroMed paramedics, thank you for your swift and professional response to the call on Friday morning 4 April. To NG Kerk Oos, Linda and Karen, thank you for your help with today's arrangements, from the recording and music to the setup of refreshments and snacks after the service. To Domini Brahm, thank you for leading today's service with compassion and care and for being with the family during this process. To Tani Trudy and Wim Dolf, we are so grateful for your love and assistance with today's arrangements and for providing the lovely catering after the service. To Mornay from Placer
And John and Alice from Innovative Auto, thank you for the refreshments provided for after the service. A very special thank you from Lynette to Chantal and Tanisha. Your love, support, and presence over the past week and a half have carried her through. You have truly been her rock. Thank you to Sheldon and Michelle for all your assistance with today's planning and for being by Lynette's side during this process. Lastly, thank you to each and every one of you here today for all the phone calls, messages, cards, and flowers, for keeping us in your thoughts and prayers. Your kindness will never be forgotten. Thank you. I'd like to take this opportunity to read a few words which Lynette has written on behalf of herself that she would like to share today for Chris. My liewe man, met 'n swaar hart, maar ook met diep dankbaarheid, wil ek vandag vir jou dankie sê. Dankie vir jou 30 kosbare jare saam. 30 jaar waarin jy met my getrou, liefde gevoel en ondersteun man was. Jy het my altyd met soveel sagtheid en dernies liefhet. En ek sal dit vir altyd in my hart dra. Jou liefde was my veilige plek. Jy was my rots in my anker, en jou woorde my aanmoediging en jou teenwoordigheid was my rus. Jy het soveel vir my beteken, maar meer as wat woorde uit sal kan sê. Nou dat jy weg is, weet ek gaan jou onbeskiklik baie mis. Jou stem, jou lag en jou aanraking, ek gaan daarna verlang elke dag. Maar saam met die trane is daar ook soveel dankbaarheid vir elke herinnering, elke oomblik, elke dag saam met jou. Jy was werklik 'n seën in my lewe en ek sal altyd lief hê. Rus en vrede my liefde man, jy bly altyd in my hart. Jou vrou Lynette. For those of you that don't know, I am English, so my words will be spoken in English today. When you look upon a tombstone, 2 numbers often stand alone. The year a person arrived on this earth and the year they departed. But what truly matters, what holds the meaning, is something far more subtle, the dash in between. That small line holds the story, the memories, the moments, the impact of a life well lived. It doesn't shout, it doesn't boast, it's not written out for all to see, which is why we must pause, reflect, and take a closer look. Chris Crocombe's dash, his life, may have come to an end on the 4th of April, without warning and without a chance to say goodbye. But that dash represents a life that was full, meaningful, and complete. Each one of you here today knew Chris in some way or another. Some of you knew him for his whole life, others for 30 years, and some perhaps for a much shorter period. Whether you knew him as a colleague from Atlas, a friend through hunting, a client, a supplier, or a staff member from Superquick, your presence here today, along with the overwhelming messages and love shown since his passing, is a testimony to the kind person he was and the impact he had on so many people's lives. Chris was a man of few words, calm, steady, and dependable. He didn't like a fuss, and he didn't seek attention. But when he spoke, people listened. He didn't need to say much. His actions were quiet, loyal, and that is the way he lived his life. He was incredibly hardworking, right up to the very end. He worked a 6-day week, not because he had to, but because he loved being at work. He took pride in what he did, and he did it with dedication. That work ethic was part of who he was, and it's something we all admire.
I had the privilege of being part of the Crowcombe family since 2006, and I hold such fond memories of times we shared, from Sunday afternoon braais to weekend trips on the dam, where we spent the time out on the boat, laughing and enjoying each other's company. Those are the memories we'll hold on to. Simple, special, and full of heart. Chris was so proud of his 3 children. You could see it in his eyes and hear it in his voice. He made sure to check in with them, always phoning and always staying close. And as a grandfather, he absolutely beamed with pride, for his 6 grandchildren brought him so much joy. He was well known and deeply respected in the Benoni community. He was a constant presence, someone people could count on, someone who gave quietly and generously without ever needing thanks or praise. Though his physical presence may be gone, Chris's legacy lives on. It lives on in his children and in his grandchildren, in the lives he touched and in the memories we now carry forward. It lives in the way he treated people, the values he passed down, and the quiet strength he showed every day. Today, we don't just mourn the end of a life. We celebrate the riches of the life that was lived. And while our hearts are heavy, we are so grateful for having known him, for having loved him, and for having been loved by him. Rest peacefully, Chris. You may have been a man of few words, but your life spoke volumes. Thank you. Dit is nou 'n bietjie om van plan, maar toe hulle nou sê 'n mens kan opkom, toe dink ek met myself, as ek hom Chris nog een keer by 'n braai kon kry en ek het geweet dis die laaste keer wat ek hom sou sien, sou ek vir hom moes sê dankie vir die seuns wat hy groot gemaak het. Jason is 'n broer in my lewe en ek weet baie ander jong mense. So as ek nog 5 minute gehad het en 'n laaste bier saam met hom Chris moes deel, sou dit vir hom gewees het dankie deur sy sterk aksies vir die seuns wat hy groot gemaak het. Ons is baie lief vir julle en ons is baie dankbaar vir julle. En ek weet om Chris van sy min woorde was sy aksie sterk. En 'n mens kan dit sien hoe hulle vrouens liefhet en hulle kinders liefhet en ons waardeer die impak wat hy gehad het in hulle lewens en ons waardeer die impak wat julle in ons lewens het. En ons is baie lief vir julle. En as julle enigiets nodig het, julle weet ons is altyd daar vir julle. So om Chris, ons is dankbaar vir die seuns wat hy groot gemaak het en die impak wat hulle in ons lewens het. I'd like to greet everyone that is here. And I want to thank this opportunity that anyone that would want to say something about Chris has an opportunity to do so. And I feel very grateful about that. I have just seen Chris twice in his life. And within those 2 times, it was less than 15 minutes because he was busy at work. Chris has shown such great love that I cannot express. And my coming to want to stand here today is just to get that closure and say thank you to God for the soul of a person that was so great as Chris. I don't even know where to start, but we don't have much time. I just want to say Chris was such a lovely person in my own house. My son got a job at Super Quick. He was a tattered person, but today he's a gentleman. I had to go to Chris and say, Chris, thank you so much for molding my son to be what he is today. He is here, he can't even come and stand here, he's busy crying. But I would like to promise Chris that I will look after this son of mine, and I hope he is going to emulate Chris in the way he managed himself, love for his people, and love for himself and the work that he did. I hope that all of us that are here today have a piece of Chris in one way or the other. We thank God for his life. May his family find solace in knowing that we are all here for them. And may Chris' soul rest in eternal peace and rise in glory.
Thank you. Ek wens ek kon die pyn vir jou dra. Ek wens ek kon jou seer kry wegvat. Ek wens ek kon al jou vrae antwoord. Ek wens ek kon die wêreld vir jou gee. Maar ek is net 'n mens en ek is magteloos hier op my knieë. Is my gebed. Ek lê jou by Jesus se voete neer. Ek ken jou vrese, jou twyfel, al jou seer. Hy bring lewe en vrede in jou hart. Hy sal jou vashou, hy sal jou nooit verlaat nie. Hy's altyd by jou, al maak niks vir jou sin nie. Ek lê jou by Jesus se voete neer. Dit breek my hart om jou so te sien. Ek weet dat jy dit nooit verdien. Maar vir elke traan wat jy huil ek myne. En dan bring ek jou net weer tot voor die troon. Soos jy alleen en bang in die donker lê en wag, onthou my woorde, want dis sy belofte. Ek lê jou by Jesus se voete neer. Ek ken jou vrese, jou twyfel, al jou seer. Hy bring lewe en vrede in jou hart. Hy sal jou vashou, hy sal jou nooit verlaat nie. Hy's altyd by jou, al maak niks vir jou sin nie. Ek lê jou by Jesus se voete neer. Hy ken jou vrese, jou twyfel, al jou seer. Hy bring lewe en vrede in jou hart. Ek lê jou by Jesus se voete neer. By Jesus se voete neer. Terwyl ons net so sit, gaan ons saam bid. Here onse God, ons wil elkeen wat vandag hier is, wat op een of ander manier geraak is deur Chris se lewe, wil ons vir u voor dankie sê. Dankie vir wat hy in sy 68 jaar bereik het, gedoen het, gegee het, beteken het. Maar ons weet ook dat die seer baie vlak lê. Daarom bid ons eers vir die heel naastes aan hom.
sy vrou, kinders, kleinkinders, broer en 2 susters, ander familie en vriende, maar ook vir kollegas, mense wat so lank pad saam met hom gestap het, vir wie dit ondenkbaar is, dat ons vandag hier is, vir Chris se roudiens. Gee U asseblief die troos, wat geen mens kan gee nie. Here, nou wil ons graag 2 dinge in hierdie diens doen. Aan die een kant, herdenk ons, wat mooi genoem is, sy legacy. Dit wat hy vir ons nalaat. Aan die ander kant kom soek ons troos in die aangesig van die dood. Want die dood is so 'n groot en oorweldigende begrip. En dit laat ons magteloos voel. Maar met daai magteloosheid wil ons vandag na U toe kom en vra dat U ons sal aanraak met 'n boodskap van troos en met 'n boodskap van hoop. En die rede waarom ons bid en die een in wie se naam ons bid, is die een wat groter is as die dood. Die een wat die mag van die dood gebreek het. Jesus Christus. Hoor ons asseblief. Amen. Ongeveer 'n jaar gelede was baie van u ook hier vir die diens vir Elna.
Chris, Dolf en Linda se ander suster, daar's nog 2 susters, maar met Elna se dood. Nou Elna se gunsteling psalm in die Bybel was Psalm 91. Gaan lees dit maar gerus. Hy wat by die allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die Almagtige geniet. Hy sê vir die Here: U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou. Maar vandag wil ek graag dat ons stil staan by nie Psalm 91 nie, maar by Psalm 90. En ek gaan net 3 kort versies daaruit lees. By so diens is dit moeilik om te konsentreer. Ek gaan 3 absolute kernverse uit Psalm 90 lees. Vers 10. Ons lewe maar 70 jaar. Of, as ons baie sterk is, 80. En die tyd is vol swaar kry en leed. Dis gou verby. Ons vlieg na ons einde toe. Dan vers 12. Leer ons dae so gebruik, dat ons wysheid bekom. En dan vers 13, 'n gebed: Hoe lank nog, Here, voordat U ons te hulp kom? Ontferm U tog oor ons. Ontferm U tog oor ons. Ek het 'n kort inleiding. Ek gaan by 4 baie kort kernagtige punte stil staan vandag aan die hand van die dood van Chris en hierdie Psalm 90. Die eerste punt gaan ek die belangrike vraag vra: waarom is die dood so moeilik? Almal weet, om 'n geliefde aan die dood af te staan, is iets wat verskriklik moeilik is. Maar dit help mens as jy verstaan, waarom is dit so moeilik? Tweede, gaan ek baie kort behandel, wat kan ons doen nadat iemand wat ons liefhet dood is? Wat kan ons daaraan doen? Die derde is 'n vraag: wat leer ons uit die Bybel, maar spesifiek uit Psalm 90, oor die lewe en oor die dood? En die vierde is natuurlik 'n baie positiewe vraag: is daar enige troos? Nou, ons gaan eers praat oor die vraag: waarom is die dood so verskriklik moeilik? Hoekom sit julle hier en julle het hierdie onbeskryflike seer en hierdie gevoel van magteloosheid en jy weet eintlik nie wat om daarmee te maak nie? Waarom is dit so moeilik? Om te verstaan waarom die dood so moeilik is, moet jy eers iets verstaan van tyres en van karre. En ek meng nou my taal doelbewus vandag en praat van tyres. Want in die tyre-wêreld en in die kar-wêreld word daar nie suiwer Afrikaans of Engels gepraat nie. Ons vertel altyd van die ou oom wat 'n nuwe band wou gaan kry, maar hy kom by die plek en die assistent is Engels en hy sê, man, I want, hy noem jy, kry van die ouetjies, hy sê, man, wat is die Engelse woord vir 'n tyre, sê hy. Nou, jy moet eers iets verstaan van tyres en karre. Nou, ek ken vir Chris en Dolf, ekskuus tog en vir Elna oor 'n hele klomp jare. En ek weet so 'n klein bietjie van die besigheid. Hulle besigheid. Daar was 'n sekere besluit wat veral Dolf en Chris elke dag moes neem, 6 dae 'n week. Party dae hoef hulle daai besluit net so 10 keer te geneem het. Party dae moes hulle daai besluit tot 50 keer geneem het. Dit is vreeslik maklik om daai besluit te verduidelik. Die assistente en almal en die kliënte kom na Dolf en Chris toe en dan wys hulle wat is die probleem en dan moet Chris en Dolf hulle self afvra: gaan ons hierdie ding regmaak of gaan ons hom moet vervang? Kan ons hierdie ding herstel of moet hy vervang word? En ek wil die 2 Engelse woorde gebruik. Hulle sê so lekker: to repair or to replace. Every day they had to make this decision about various
problems, are we going to repair or are we going to replace? Ek gaan 'n maklike voorbeeld gebruik. Die eerste maklike voorbeeld is 'n puncture. Ek weet ook nie wat die Afrikaanse woord vir 'n puncture nie. Maar as jy 'n puncture het en jy gaan soontoe, is dit redelik eenvoudig. Hulle het wynkurktrekkers daar so, jy weet wat 'n korksskroe, dan druk hulle hom daar in daai gat in, maak hom oop, dan sit hulle 'n plug in en hulle trek hom uit en toeps, daar's jy 100%. Die puncture is gefiks. The repair has been done. Maar partykeer is 'n puncture nie so eenvoudig nie. As jy 'n puncture kry op die loopvlak van jou tyre, dan kan hulle 'n plug insit. Maar as jy 'n puncture kry op die kant, op hierdie sywalle van die band, kan jy hom nie plug nie. Ek weet dit uit ervaring uit. Ek het een keer hier op die N4 het daar van 'n trok af 'n houtpellet geval en hy was al redelik plat gery. En toe ek sien, toe ek oor die pellet. En daai houtsplinters wat nie eens hard is nie, van die pellet het nie in my band se loopvlak ingegaan nie. Hulle het net hier aan die kant van die band ingegaan. En dan kan jy nie repair nie. Dan moet jy die tyre replace. Nog 'n voorbeeld. Baie kliënte kom daar by die shop aan met iets wat hulle dink 'n klein probleem is. Tipies sal 'n jong ou of miskien 'n vrou partykeer daar kom en vir Chris sê, Chris, ek dink hier's 'n klein probleem op my kar se tyre. Hy maak so 'n bietjie van 'n bubble hier aan die kant. Kan julle dit gou regmaak asseblief? Dan kom die antwoord, mevrou of meneer, hierdie lyk na 'n klein probleem, maar jy het 'n slag, jy het 'n pothole getref. Hierdie tyre is daarmee heen. Jy moet hom vervang. As hy daai bubble op die kant het, kan jy hom nie regmaak nie. Goed. So hulle werk die hele tyd met hierdie beginsel van repair or replace. Repair or replace. En dit gebeur nie net met tyres en met karre nie. Dit gebeur ook, en ek gaan net nog een voorbeeld noem, van dokters. Dokters moet elke dag hierdie besluit neem. Mense kom by hulle, ons het sekere simptome, hulle doen sekere toetse, en dan moet hulle besluit, kan hierdie reggemaak word? Of gaan ons replace? En hulle is baie lief vir replacements. Jy kan 'n enkel vervanging kry, 'n knievervanging, 'n heupvervanging, 'n skouervervanging. Jy kan hartklep vervangings kry. As daar nie plastiek is beskikbaar is, sit hulle vir jou varkkleppe in. En so gaan die dokters heeltyd aan om te repair en te replace. En dis hoe ons lewe. Dis wat ons gewoond geraak het. As daar 'n probleem is, dan maak ons hom reg. En as hy nie reggemaak kan word nie, dan vervang ons hom. En dan kom die groot uitsondering. Die dood. Chris se skielike dood op 4 April. En niemand kan dit fix nie. Niemand kan dit herstel nie. Niemand kan die dood repair nie. En die ander opsie werk ook nie. Want jy kan nie vir Chris vervang nie. Daar is nie 'n ander Chris nie. Nie 'n ander man soos hy nie, nie 'n ander pa nie, nie 'n oupa nie, nie 'n broer nie, nie 'n vriend nie, nie 'n kollega nie, nie 'n werkgewer nie. Chris se dood kan nie reggemaak word nie en hy kan nie vervang word nie. En ek wil hê julle moet weet wat dit aan julle doen. Kom ons gee die goed name. Dit laat julle almal met 'n magteloosheid. Magteloosheid is die grootste enkele ding wat die dood so moeilik maak. Maar magteloosheid bly nie by magteloosheid nie. Dit vloei altyd oor en ek wil 2 bekende goed noem
waarin magteloosheid oorvloei. Die een is 'n intense hartseer. 'n Hartseer wat jy nie kan beskryf nie. En 'n hartseer waarvoor niks help nie. Jou magteloosheid, ek hou van die Afrikaanse woord, laat jou net ween. Maar dan is dit baie interessant, by party mense, en veral by mans, wat sukkel met die huil, vloei die magteloosheid oor in woede. Baie bekende ding by mans. Jy al gesien as 'n man sit en sukkel om 'n ding reg te kry, en hy kry hom nie reg nie, op die ou en dan voeter hom teen die muur. En dan is hy ding nie reg nie, maar hy voel beter. So baie van julle sal dalk woede ervaar na Chris se dood. En as dit met jou gebeur, besef wat gebeur en hoekom gebeur dit. Jy's magteloos, jy wil nie hê jou pa moet dood wees nie. En jy kan dit nie verander nie. Nou is jy sommer kwaad vir alles en almal. Selfs op die pad, dit werk so. Ons voel magteloos in Suid-Afrika oor 'n klomp goed. Nou word ons woedend kwaad op die pad, vir klein goedjies en groot goed. Dis hoe magteloosheid werk, dit spoel oor in woede, en dit kan ook oorspoel in 'n klomp vrae. Waarom vra? Ek gaan nie eers vandag probeer om die waarom vrae aan te spreek nie, want daar is nie 'n antwoord wat ons ooit tevrede sal stel nie. My tweede hoofpunt. Wat kan ons doen aan hierdie magteloosheid? Wat kan julle doen oor Chris se dood? Ek weet dit gaan oor eenvoudig klink, maar treur. Praat oor Chris. Praat oor hoe jy voel. Praat oor wat jy onthou. Praat oor wat jy mis. Praat oor wat jy nog graag sou wou gesê het of gedoen het. Praat oor hom, dink oor hom, huil oor hom en verlang na hom. En dan miskien 'n paar wenke oor wat om nie te doen nie. Moet asseblief net nie mense se raad volg wat sê jy moet sterk wees nie. As iemand vir jou sê jy moet sterk wees na jou geliefde dood is, dan beteken dit maak asseblief of niks gebeur het nie. Jy maak my ongemaklik as jy so hartseer is. Moenie probeer sterk wees nie. Moenie hierdie seer ontken nie. Wees eerlik. Dis al wat ons aan die verlies kan doen. Ons betreur dit. 'n Derde punt. Wat leer ons uit die Bybel, maar met name uit Psalm 90 oor die lewe en oor die dood? Baie interessant. Ons leer hier twee aspekte uit Psalm 90. Die eerste is, die lewe is kortstondig. Michelle het pragtig in haar huldeblyk gepraat van die datum wat jy op hierdie aarde aankom en die datum wat jy vertrek. En ons het nou Chris se twee datums. En van daai gap tussenin. Wat het jy dit genoem, Michelle? You had another word, a dot, the dash. The dash in between the two dates. Ons kom tweede daarby. Die eerste een is, ons lees hier in Psalm 90, die lewe is kortstondig. As ons lewe ons maar 70 jaar, of as ons baie sterk is 80 jaar, en die is vol swaar kry en leed, dis gou verby, ons vlieg na ons einde toe. Laat ek dadelik sê, hierdie is 'n baie ou Psalm. So die raamwerk of die riglyn van 70 of 80 jaar is eintlik outdated. Want met die mediese sorg deesdae en al die goed, word ongelooflik baie mense 90 plus. Soveel so dat die gemiddelde ou nie meer op 60 of 65 kan aftree nie. Want ons lewensverwagting is 90 plus. En nou sterf Chris 'n maand na sy 68ste verjaarsdag. Nie eers die magic 70 getal van die Bybel gehaal nie. Dis jonk. Jong mense dink 70 is oud. Enige iemand bo 50 weet 70 is niks.
Ons sal by 90 begin praat van oud word. En ek wil hê ons moet besef, die feit dat Chris so skielik dood is, en dat hy maar net 68 jaar oud was, het sekere implikasies. Dit beteken, jy sit met naas die hartseer met 'n verskriklike klomp skok. En dan sit jy ook met gedagtes van wat julle nog graag met Chris sou wou deel. En wat Chris nog graag met julle sou wou deel. Dit maak hierdie dood intens moeilik. En daaroor moet ons eerlik wees. Dis nog steeds baie seer as jou ma 83 of 93 is en sy sterf, maar is anders. Dis nog steeds seer as iemand kanker gehad het of COVID gehad het of Alzheimer's gehad het en hulle sterf uiteindelik. Daar's 'n verligting, maar daar's ook 'n seer. Maar wanneer dit so gebeur, so skielik, onverwags, sonder waarskuwing, dan ruk dit jou op 'n ander manier. Maar goed, die eerste deel uit Psalm 90. Die lewe is kortstondig. Maar daar's 'n tweede les wat ons uit Psalm 90 leer. Al is die lewe kortstondig, is die lewe belangrik. Leer ons dae so gebruik dat ons wysheid bekom. Ek gaan dit vry vertaal. Ons kan dit vertaal as 'n gebed wat sê, Here, help my om so te lewe, dat my lewe 'n verskil sal maak. Leer ons dae so gebruik, dat ons wysheid bekom. Help my om so te lewe, dat my lewe 'n verskil sal maak. Dat dit betekenisvol sal wees. Nou, julle is mos nou hier vandag, want julle weet, Chris se lewe het 'n verskil gemaak. En moenie in die eerste plek dink aan tyres en engines nie, en karre nie. Sy lewe het 'n verskil gemaak aan mense. Tussen al die tyres en al die karre, en al die grease, het dit eintlik gegaan oor mense. En Chris het duidelik alles ingesit. Sy toewyding aan sy werk is ook in die Hildeblyke genoem. Sy absolute alles insit. Iets wat vir my simbool daarvan is Chris se stappie. Hy het 'n ongewone stappie gehad. Hy het so 'n bietjie vooroor geloop. En hy het fisiek vinnig geloop. En hy het sy arms geswaai so bietjie wyer as wat 'n ou gewoonlik jou arms swaai. En hoe moediger hy geraak het, hoe krommer het hy geraak en hoe wyer het hy sy arms geswaai en hoe vinniger. As stap hy so. Dan move hy. Ja, dis wat ek onthou van Chris. Daai stappie. Maar dan wil ek by een of twee ander aspekte van sy lewe kom naas die werk. Sheldon het my 'n sinnetjie gesê en ek was so bly. Hy sê, my pa het 'n harde kop gehad, maar 'n sagte hart. Toe sê ek, Sheldon, ek is so bly hy het nie 'n sagte kop gehad en 'n harde hart nie. Want so baie mense het 'n harde hart. Dat hy 'n harde kop gehad het, is oukei. En dis wie hy was. Maar hy het 'n sagte hart gehad. En dis, met hy dash, tussen sy geboortedatum en sy sterfdatum, 'n wesenlike verskil laat maak het. Lenet het gesê, hy het vreeslik maklik gegee, geskenke, verrassings. Maar toe sê sy 'n belangriker ding, nie net dat hy maklik gegee het en baie gegee het nie, maar sy het gesê hy het met liefde gegee. Hy het met liefde gegee. Baie mense gee omdat dit 'n plig is. Baie mense gee om iets terug te kry. Maar party mense is natuurlike
gewers uit liefde. En dan het Chris 'n kwaal gehad, of 'n streek, of 'n streep. Maar dit lyk vir my, dit was nie net tot Chris beperk nie, lyk vir my dit is 'n Kroukamp streep. Want ek het dit ook al by Elna gesien, en ek sien dit al die jare by Dolf ook. Hulle wil mense help. Dis wat daai besigheid anders maak. Dit gaan daaroor om mense te help. En Chris was op sy gelukkigste as hy iemand kan help. Ons sal hom onthou vir sy liefde, vir sy sagte hart, vir sy harde werk en dan vir sy lojaliteit. Lojaliteit is 'n ongelooflike kosbare eienskap. Koester altyd julle mooi herinneringe aan die goeie dinge wat julle saam met Chris beleef het. My vierde en laaste punt, die baie belangrike vraag, is daar enige troos? Ek wil eindig waar ek begin het, met die feit dat ons die dood nie kan regmaak nie, en Chris nie kan vervang nie. Die feit dat ons nie kan repair of replace nie. Maar daar is 'n uitsondering. God kan die dood regmaak. God kan die dood omkeer. Vers 13 is 'n smeekgebed. Hoe lank nog, Here, voordat U ons te hulp kom? Ontferm U tog oor ons. Hoe het God hom oor ons ontferm? Hoe ontferm God hom oor ons almal? 2000 jaar gelede, en ons herdenk dit hierdie naweek wat kom. Oor 2 dae is dit Goeie Vrydag. 2000 jaar gelede het iemand anders jonk gesterf. Ironies, amper net helfte die ouderdom van Chris. Hy was net 33 jaar oud. En dit het in Jerusalem gebeur. En sy naam was Jesus, want sy van was nie Christus nie. Dit was sy titel. Ons sê Jesus Christus, soos jy sê Chris Kroukamp. Die regte uitspraak is, sy naam was Jesus, die Christus. Die verlosser, die redder van die wêreld. Ons het baie inligting daaroor, nie net in die Bybel nie, in die geskiedenisboeke. Ons weet Pontius Pilatus was die goewerneur. Ons weet hy's verhoor. Ons weet Pontius het hom onskuldig bevind, maar die Joodse leiers het gesê kruisig hom. Ons weet tot die dag waarop hy dood is. Ons weet die tyd waarop hy dood is. Ongeveer 3:00 die middag. En ons weet dat omdat die son sou sak daai middag was 'n Vrydag. Omdat die son sou sak, sou die Sabbat begin en dan kan hulle niks doen nie, hulle kan hom nie begrawe nie. Het hulle hom haastig begrawe. Jesus 3 uur dood aan die kruis, hulle moes toestemming kry om sy liggaam te kry, hulle het hom van die kruis afgehaal. Hulle sou, as daar tyd was, sy liggaam behandel het met reukolies, nie balsem nie, maar reukolies en dan versigtig met doeke toegedraai het. Dis amper donker, hulle draai hom haastig in doeke toe, kry hom in 'n graf, rol die klip toe, seël. En toe word dit donker. En toe hang daar hierdie doodse stilte oor Jerusalem en oor Jesus se volgelinge. Hulle is verbuister. Hulle het gehoop hy gaan 'n koning word. Sy volk red. Nou is hy dood. Volgende oggend word dit lig, maar dit is Sabbat, hulle kan niks doen nie, hulle kan nie eers graf toe gaan nie. Sit net daar moedeloos. Sondagoggend, toe die son opkom, toe is die vrouens op pad graf toe, met reukolies, om hy doeke af te haal, sy liggaam te behandel,
en weer toe te draai, en dan kom hulle daar en dan is die klip weggerol. Kyk binne, die graf is leeg. En dan is hulle eers hartseer. Maria sê, hulle het so hom weggevat. Sy dink sy praat met die tuinier. Sy sê net vir my, waar het julle hom heen gevat? En dan, in 'n oogwink, verander alles. Want daai ou wat sy dink is die tuinier, is Jesus. En hy begin met haar praat en sy besef, hy lewe. As Jesus na sy dood verdwyn het, hy is nooit weer gesien nie en ons nooit weer van hom gehoor nie, was daar geen troostboodskap nie. Maar Jesus begin Sondagoggend om te verskyn, nie te verdwyn nie. En hy hou aan vir 40 dae lank. En hy wys homself aan meer as 500 mense. Hulle praat met hom, hulle sien hom, hulle vat aan hom en hulle weet, God het die mag van die dood gebreek. Jesus lewe. En dan die belangrikste, en daarmee sluit ek af. Toe God die mag van die dood gebreek het, en Jesus uit die dood opgewek het, staan daar, het hy dit nie net vir hom gedoen nie, maar vir elkeen wat in hom glo. Net voor sy dood sê Jesus, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe ook al sterwe hy. Daar is 'n lewe ander kan die grens van die dood. In 'n nuwe dimensie, ek sal iets meer daaroor sê buitekant, wanneer ons afsluit. Nou, mens kan met 'n roudiens, en dit word baie keer gedoen, die mense so skape behandel wat hier vasgekeer is. En dan kan mens nou begin met hierdie storieetjies van om mense bang te maak en sê, jong, ons gaan nie almal 68 word nie. As jy vandag hier uitry, kan jy 'n ongeluk wees, jy kan dood wees. En as jy nie in Jesus Christus glo nie, kan jy omtrent nie waag om hier op daai route te gaan nie. En dan nou mense bang maak en vrees gebruik as 'n motief om te sê, jy moet in Jesus glo. Jy moenie in Jesus glo omdat jy bang is nie. Daar's net een motief om in Jesus te glo. En dit is omdat God hom vir ons as offer gegee het en uit die dood laat opstaan het. En hy sê, dit is vir jou. En niemand anders kan jou dwing om daai besluit te neem. Nie met bangmaak stories nie en ook nie met mooi praatjies nie. Gebruik jou verstand. Kry soveel inligting as wat jy moontlik kan oor Jesus se opwekking uit die dood. En neem 'n besluit. Glo jy dit? Of dink jy is 'n storie? En as jy dit glo, dan kyk jy anders na die dood. En dan dink jy anders oor die dood. Jou laaste 3 kernpunte. Wees hartseer, besef en erken julle verlies en onthou die woord magteloosheid. 2. Hou vas aan die mooi dinge van Christus se lewe. En daar was mooi dinge. 3. Neem 'n besluit of jy self in Jesus Christus as die verlosser glo. Amen. As 'n paar oomblikke vir stil gebed. Ons dank U vir U woord. Ons dank U vir die Heilige Gees wat ons oortuig van die waarheid. Ons dank U vir U liefde en genade vir ons.
en ons erken dat U groter is as die dood. Dra hierdie familie en vriende in die dae, weke, maande, jare wat voor lê, sonder Chris se fisiese teenwoordigheid. Ons vra dit in afhanklikheid van U. Amen. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Syne slaan op tromme en kom dans voor God se oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die seënende en vertroostende teenwoordigheid van God die Heilige Gees, bly by julle elkeen. Amen. Geliefdes, ek gaan julle eers net gerus stel. Jy gaan glad nie nou weer 'n preek buite wees nie. It's not going to be a sermon outside. We're just having a very brief closing ritual. 'n Klein sluitingsceremonie. Baie eenvoudig, maar ek wil dit tog graag verduidelik. Vir ons is die bekendste sluitingsritueel as ons by 'n graf is. Die oomblik wat die kus sak, dan strooi ons gewoonlik blomblaartjies
of ons strooi sand, of ons gooi die kus toe. Ons het met Elna se situasie 'n gewone begrafnis gehad. Daai oomblik by die graf is baie hartseer en baie intens. Maar dis ook baie finaal en dit bly jou by. Selfs al gaan jy nooit weer na 'n graf toe nie, weet jy, daai was jou oomblik van closure. Hierdie persoon is regtig dood. Nou met 'n verrassingsdiens, soos nou in Chris se geval, kan dit vreeslik stomp af eindig hier buite. So nou het ons met die idee van Michelle hulle, en Michelle het al die reëlings gemaak, het hulle met hierdie pragtige idee gekom om hierdie ballonne die mooie Engelse woord is te release. Nou die naaste familie het almal blou ballonne en dan die ander mense wit ballonne. Maar wat se simboliek het hierdie release of vrylaat van die ballonne hier buite? Ek gaan dit verskriklik kort en eenvoudig verduidelik. Hierdie ballonne is almal gevul met helium. Dis wat maak dat hierdie ballonne, as jy hulle los, hulle nie net hier rond bly op die grond, die kinders moet hulle kan speel en ons trap hulle. As jy hierdie ballonne los, het hulle 'n sekere lewe, dinamika, hulle styg op. Maar dis nie die ballon nie. Die ballon dra net die helium. Dis die helium wat gaan maak dat hierdie ballon styg. Maar dan gaan daar 'n interessante ding gebeur. Hierdie ballonne gaan nie vir altyd bestaan nie. Ons gaan dit waarskynlik nie sien nie, maar as hierdie ballonne op 'n sekere hoogte kom, gaan hulle almal pop. Maar dan is die helium nog steeds daarbo in die lug. Die ballon is net die amper voertuig wat die helium dra tot op 'n punt. En dan moet die helium vrygestel word. So wil dit vergelyk met ons liggaam. Dra eintlik ons lewe. En op 'n stadium, as ons sterf, is dit die einde van ons liggaam. Maar dis nie die einde van ons lewe nie. Want as ons liggaam sterf en begrawe word, of veras word, is die siel, of die lewe, of die essensie, soos die helium, gaan net oor na 'n ander dimensie toe, om by God te wees. Wens ek kon die pyn vir jou dra.